Goeiemiddag, geagte vriende, kamerade, mede oud-soldate, ander vriende en lede van die Weermagvereniging. Ek het nie presies geweet wat ek moet voordra nie, en ek is in die moeilike posisie waar ek iets moet voordra en dan die verrigting moet verlaat as gevolg van ander verrigtinge. So ek het geteken vir 'n protea. Ek gaan my protea vir Okkie Jooste gee om namens my te lê. Hy sal dan nou 2 hê in die proses. Maar ons dink aan die grensoorloë waaraan baie van ons deelgeneem het. Ons kan natuurlik, as ons gaan oor die oorloë wat ons geraak het oor die laaste eeu, dan dink ons aan 1880, 1881, 1899, 1902, 1914, 1917, 1919, 1939 tot 1945, die Tweede Wêreldoorlog, waarin baie van ons families of van ons ouers of van ons ooms en tannies aan deelgeneem het. En dan natuurlik was ons self betrokke by die grensoorlog hier sedert die vroeg 70er jare. Ek persoonlik was in 1975 betrokke by Operasie Savannah. Ek is ook 'n lid van die Savannah Veterane Organisasie. Dis waar hierdie keltrop te kenteken vandaan kom. En ek is gevra om 'n storie te vertel. Nou, met die op Savannah het ons eintlik die grens baie vinniger geskuif as wat ons weermag toerusting kon skuif. Die grens het omtrent 2000 km geskuif in 60 dae. Ek kan onthou, ek was aan bevel van die lugafweer op die front. Ek het 300 troepe onder my bevel gehad, lugafweertroepe. En hulle is op verskeie plekke geplaas tydens die Operasie Savannah. En ek was toe naby Rundu en ek het met 'n jeep gery en 6 soldate na 'n plek met die naam van Villa Rosades. En ek het gedink, ek gaan nou soontoe ry, ek gaan my troepe wat daar ontplooi is besoek. En ons het die jeep gevat en gery. En my bestuurder was Ronnie Fleetwood. En soos jy miskien sal onthou, al die militêre jeeps van daardie tyd het 'n linkerhand stuur gehad. So ek het aan die regterkant gesit. Ek het my uniform aangehad en dit was net aan die begin toe ons met uniform soldate in Angola ingegaan het. En ons ry Villa Rosades toe en ons kom so om 'n draai. Toe so om die draai kom, toe is hier 200 soldate, swart soldate in die pad. Hulle staan die hele pad toe. En daar's 'n groot trok met 'n 5 Browning masjiengeweer. En die masjiengeweer is so op ons gerig. Ek het my soldate geleer om altyd hulle gewere gereed te hou, patroon in die loop te hou. En ek sê vir hulle, hou net julle gewere gerig op hulle, maar moenie skiet nie. En ek sê vir Ronnie Fleetwood, ek sê Ronnie, ry stadig, maar moenie stop nie. Want ons het nie geweet, is dit vriend of vyand wat voor ons staan nie. Ons ken in elk geval toe nie die mense nie, en toe dink ek nou in hierdie, gelukkig kom ons so om 'n draai, en ek moes op die moment 'n besluit neem om wat onder daai omstandighede te doen. So wat ek toe gedoen het, is ek kyk binne in die loop van die masjiengeweer, en ek staan op in die jeep, sodat hulle my kan sien. En ek wys met my hand, net so. Soos ek nader kom, wys ek net, hulle moet pad gee. En ons ry en toe ons so omtrent van hier af, tot sover as waar die man daar staan, van die groep soldate af is toe, beweeg hulle, maak hulle die pad so oop, toe ry hulle so tussen hulle deur. En ander kant deur, en tot in Villa Rosades. Nou, my analise van die situasie was dat as ons stop, dan skiet hulle ons dood. As ons hulle skiet, is ons outnumber, want hulle is 200, ons is 6. Ons sal daai fight gaan ons nie wen. En toe dink ek, die rede hoekom hulle pad gegee het, is hulle het nie geweet wat agter ons is nie. Maar daar was toevallig niks agter ons nie. Maar die mense wat in die pad gestaan het, sou dit nie geweet het nie. So, dis die verhaaltjie wat ek graag vir u wil vertel, as 'n persoonlike ondervinding wat ek gehad het in 1975.